'n reënboogdag op Rodekop plaas. Die son klim stadig oor die koppie en gooi 'n sagte goue glans oor die huis en die groot veld vol mielies en sojas. Oupa Piet sit op die stoep en drink sy koffie. Hy kyk hoe ouma Toetie ry met haar klein John Deere trekkertjie en sy sny die gras, terwyl sy sing, "Môre, môre, môre!" Magouta maak die huis skoon. Mama Chandray bak iets wat heerlik ruik. En Papa Roan en oom Johannie ry uit na die beeste om te kyk hoe hulle wei. Maar in die kamer waar Mienke en Daniel slaap, gebeur iets besonders. Terwyl die wêreld nog stil is, skuif 'n reënbooglig deur die venster in. Net 'n sagte kleurglans wat oor die komberse dans. Daniel vee sy oë uit. "Minks, kyk daai lig." Voordat sy kan antwoord, hoor hulle 'n stem. "Mienke meis, Daniel, is julle wakker? Ons het julle hulp nodig." Hulle sit regop. Die stem kom van buite. Hulle staan op en hardloop uit. En daar staan Blikoor, hul nuwe donkie, en hy kan praat. "Goeiemôre, die reënbooglig het gekom, so nou kan julle ons hoor. En ons het 'n probleem." Phoebe en Libby, hulle honde, hardloop somme voor. "Kom vinnig, iets is fout met baba varkie." Een varkie staan nie regop nie. Hy sit skeef op sy pout met trane in sy oë. "Hy wou oor die waterbak spring," sê die groot vark, "maar toe gly hy op die modder." "Ek het geval," piep die klein varkie. My been voel baie snaaks." Mienke buig dadelik af. Sy voet is darm nie gebreek nie, maar hy het sy enkel erg seer gemaak. "Ons moet hom dra," sê Daniel. Die kinders dra die varkie versigtig stoep toe. Ouma Toetie kom uit die huis gestap. "Hy tou patytou," sê sy. "Lê hom hier op die kussing neer." Sy maak 'n klein soutwaterbak en week 'n lappie daarin. Die varkie sug van verligting. "Dankie julle, ek het gedink ek gaan vir altyd skeefloop." Nampie help om die varkie op Phoebe en Libby se matrasbed neer te lê, sodat hy gemaklik kan rus. Soos Mienke en Daniel saam met Blikoor stap na sy kraal, lig die perde in die kampelkoppe. "Mienke, Daniel," roep die perde. "Luister, ons kan iets hoor, daar by die skape." Die swart perd stamp sy hoef. "Ons ore is baie skerp. Iemand huil daar in die veld." Daniel en Mienke kyk na mekaar en net toe hoor hulle die lammetjie paniekerig bler. Daniel reageer dadelik. Hy haal sy 303 houtgeweer uit die mooi geweersakkie wat ouma vir hom gemaak het en hou dit paraat. "Wag Mienke, dalk is dit 'n jakkals wat 'n skaap wil vang," fluister hy, en hy wys die speelding versigtig rond in die lug. Blikoor spit sy ore. Phoebe en Libby hardloop voor. "Help, ek sit vas. Help!" Daar by die draad hang die lammetjie skeef teen die draad vas. "Staan stil," sê Daniel. Hy hou die draad weg, terwyl Mienke die wol saggies losmaak. "Ouma!" roep Mienke. "Hy het 'n klein snytjie." Ouma Toetie kom aangehardloop oor die gras. Daar sy, sê sy. "Dis niks wat 'n bietjie self nie kan regmaak nie." Die lammetjie blaar sag. "As julle nie vandag kon hoor nie," sê hy, "sou ek heeldag vasgesit het." Phoebe lek sy neus. Later sit die hele familie op die stoep. Die reuk van mamma se vars gebakte beskuit
hang nog in die lug. Die varkie met sy seervoet lê knus op sy kussing. Die lammetjie staan teen Daniel se been. Die reënbooglig kom weer oor die erf beweeg, dun, stil en sag. 'n Blikoor staan rustig by Mienke en sê: "Baie dankie Mienke en Daniel vir julle hulp. Julle het vandag 2 vriende gered. Ons is so dankbaar." Die honde sit weerskante van Daniel en kyk op na hom. "Ons is baie bly julle kon hoor," sê Phoebe. Mienke druk haar kop teen Blikoor se nek. "Ek wil hê die reënbooglig moet elke dag kom." Blikoor glimlag. "Wel, wanneer kinders luister, kom dit sommer gou terug." Die dag eindig rustig. Die plaas voel warm. Die diere klink gelukkig. En die kinders weet, dit was 'n wonderlike dag op Rodekop Plaas.